baie welkom. Aan die einde van die jaar kyk ons terug en ons dink oor wat het gebeur. En vandag wil ons bietjie dink oor die saak van daar is deure, maar ons sien dit nie. Ek wil 'n ware storie vir jou vertel wat ek in hierdie week gelees het. Met die draai van die eeue hier in 1910 was daar 'n man in Amerika met die naam George Carver. Hy was 'n toegewyde Christen en hy het elke dag sy dag met stilte tyd begin. En agter sy huis was 'n groot woud en dan loop hy in die woud en dan soek hy die Here. Maar terwyl hy lewe, was dit baie ekonomiese moeilike tyd. Die land het swaar gekry, veral die landbou het swaar gekry. En dit was met die draai van die eeu, kunsmis was nog nie groot nie, en wat met die boere gebeur het, is hulle grond het baie vinnig onvrugbaar geraak, en dan moet hulle 'n nuwe land ontwikkel teen groot koste. Nou die man Carver, hy het geglo en gesê, elke muur het 'n deur. Jy moet net die deur raak sien. Een oggend in sy stilte tyd in hierdie bos, vra hy vir die Here, Here, wys my die geheime deure wat U in hierdie wêreld ingebou het. En hy kyk af en hy sien 'n grondboontjie plant raak. Nou die meeste van ons sou dit nie eens opgemerk het nie, want 'n grondboontjie plant is eintlik baie lelik. Dis nie iets mooi nie. Maar hy sien die plant en hy bid hierdie gebed. En hy sê, Here, waarom het U die grondboontjie plant gemaak? En al wat hy in sy hart hoor, is die woorde, kyk en kyk weer. En hy kyk na hierdie plant en is vir hom asof 'n geheime wêreld oopgaan. Hy begin die plant navors. Later in sy lewe publiseer hy 'n boek, die 300 gebruike van 'n grondboontjie plant. Insluitende hoe om grondboontjie botter, peanut butter, te maak van 'n grondboontjie plant. Nou dink daaraan, elke keer as jy grondboontjie botter eet, kan jy vir Carver dankie sê. Nou Carver het ook hierdie uitlating gemaak. Hy sê, God open deure. Maar die mens moet lank genoeg kyk om die skeniere raak te sien. Hoe kyk jy na die lewe? As jy oor hierdie jaar dink wat verby is, het jy stil gesit? Het jy genoeg gebid om die skeniere raak te sien van die deure wat God in jou lewe gee? Sien, die Here gee ons lewe, maar ons sien dit nie raak nie, want die lewe gaan te vinnig. Ons mis die deure. Soms is ons te angstig. Ons mis die deure. Want ons soek altyd God in die buitengewone. Ons soek hom in die wonders, in die tekens, in die wolke, in die misteriese goede. Maar ons sien nie die deure wat in die gewone lewe vir ons gegee word nie. Kom ons lees Openbaring 3 vers 8. Kyk, ek het voor jou 'n deur oopgemaak wat niemand kan toemaak nie. Ons kan ook vandag aan die einde van die jaar hierdie skrif op ons van toepassing maak. Want God het nie net vir die skrywer van Openbaring 'n deur oopgemaak nie, hy doen dit ook vir jou. Hy maak gereeld deure oop, ons sien dit nie. So ek wil jou nooi om terug te dink in hierdie jaar en te sê, Here, hoeveel deure het ek gemis? Want ek was bang, ek was angstig, ek was te besig, ek was te aandag afleibaar, ek was met te veel goede besig, ek het nie tyd gehad om stil te sit en te vra, wys vir my die deure nie. Hoeveel deure was jy te bang om oop te maak? Jy het die deur gesien, maar jy het nie kans gesien vir die risiko nie. Jy het nie kans gesien wat is agter daai deur nie. Miskien het jy die deur op verhoudings toegemaak, want jy was bang.
Miskien het jy die Here op die Here toegemaak want jy was bang. Miskien het jy die deur op werksgeleenthede toegemaak want jy was bang. Miskien het jy dit net nie oopgemaak nie want jy is bang om seer te kry. Jy is bang om te verloor. Elke muur het 'n deur. Maar die ding wat ons vandag moet besef, 'n deur beweeg nie. Die deur kom nie na jou toe nie. Al maak God 'n deur vir jou oop, al gee hy vir jou 'n deur in geloof, dit neem waagmoed van jou, dit neem geloof van jou. Jy moet na die deur toe gaan, jy moet klop, jy moet oopmaak. Elke muur het 'n deur. Miskien het jy hierdie jaar baie mure getref en jy het gevoel, jy bid teen 'n muur, jy werk teen 'n muur, jou lewe is teen 'n muur. Daar is 'n deur. Word stil, kom sit voor die Here, dat hy vir jou die deur se skeniere wys. Veral vir die volgende jaar. Sit jou hand in God se hand, sê Here, wys my die deure en help my om dit oop te maak. Kom ons bid. Here, jammer oor die deure wat ons gemis het. Help ons om die deure te vind wat U in ons lewens oopmaak. Amen.